Goeiemôre gemeente. Het is my voorreg om saam met u te wees vanmôre, om die woord te kan bedien. Ons bely in die kerk dat waar twee of meer in sy naam saam is, daar is die Here teenwoordig. So ons wil graag ook vanmôre sy teenwoordigheid erken. Kom ons sluit dan die oë en dan bid ons saam. Here, in Jesaja roep hy ons op om stil te wees en vertroue te hê, want daar lê ons krag. Deur die psalmdigter, Here, roep hy ons op om te bedaar en te erken dat U Here is. Hoog bo die hemele, hoog bo die nasies. Deur die seën het U vir ons 'n voorbeeld gewys om stil te word en tot U te nader. Dankie, Here, vir U belofte, dat wanneer ons tot U nader U ook tot ons. Amen. Gemeente, ek groet U in die wonderlike naam van God ons Vader, wat U elkeen baie lief het. So ook in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan antwoord hierop deur twee lofliedere saam te sing. Kom ons doen dit sommer al by staande. Eerstens 164 en dan lied 212. Kom ons staan, ons sing ons dit saam. Broer en suster, vanmôre vir die gedeelte van verootmoediging
wil ek graag saam met u lees, sommer net uit 1 Korintiërs 13. Ook die bekend as die hoofstuk van liefde. Ek gaan daar die eerste 7 verse saam lees, om ons te herinner daaraan dat Jesus, toe hy die gewet opgesom het, het hy dit opgesom om te sê, daar's 2. Ons moet die Here ons God lief hê met alles in ons, alle krag, verstand, en dan moet ons ook ons naaste lief hê soos onsself. En hy roep ons op om dit so te leef, na mekaar as gemeente en ook na die wêreld daar buite. Het is interessant dat die Here deur sy woord vir ons sê, ons moet ons naaste lief hê en ons moet ons vyande lief hê. Met ander woorde, soms is my naaste my vyand ook. Die Here roep ons op tot lief hê. En hier in 1 Korintiërs 13 skryf Paulus vir die gemeente in Korintiërs, juis omdat dit iets is waarmee hulle tans in daardie tyd gesukkel het om uit te leef. Kom ons luister gou saam. Nou wys ek julle nog wat die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. En dan kom verduidelik hy wat liefde is. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. En ek gaan hierdie tweede gedeelte van hierdie hoofstuk weer lees van vers 4 af. Ek was een keer op 'n dienswerkkamp saam met 'n klomp studente daar van Tikkies by Chappies aan die noorde. Toe het ons na hierdie gedeelte in diepte behandel en toe het een van die studente, dames vir my gesê, Dominee, miskien moet mense jou naam insit waar daar staan liefde. En dan lees jy hom, Andre is geduldig. En dan klink hy nogal so 'n bietjie anders. Andre is vriendelik. Andre handel nie onwelvoeglik nie. En dan bring dit jou nogal 'n bietjie anders in na hierdie gedeelte te kyk en vir jouself te vra, kom ek uit by hierdie liefde wat die Here van my vra? So ek gaan hom weer vir u lees en dan kan jy jouself sommer in gedagtes u naam daarby sit en kyk of dit reg is so of kyk of jy dit so kan doen. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde is nie liggeraak nie. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Broer en suster, ons dien ook 'n God van genade wat ons help om hierdie liefde uit te leef, dat in onsself kan ons hierdie nie doen nie. So terwyl ons onsself nou gaan ek 'n oomblik van stilte gee waar ons onsself vir die Here speel, onsself hierin inlees en vir die Here vra daar waar ek sukkel met van hierdie gedagtes, dat hy my die nodige genade en liefde sal gee om dit te kan regkry. Dat ek sal groei. En daar waar ek goed doen, by die tyd kom, dit leef, vir die Here sê dankie. Dankie vir daai genade wat U vir my gee om te kan doen dit wat U vra. Kom ons buig die hoofde in gebed.
Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig. So wil ons saam met daai gelykenis van die tollenaar, Here, wil ons ook op ons bors slaan en sê, wees ons genadig. Wees ons genadig met liefde. Wees ons genadig met liefde tot die mense naby aan ons gesin, ons familie. Ons kinders, ons ouers, ons broers, ons susters. Help ons met liefde, Here. Help ons met liefde teenoor ons vriendskappe, in ons vriendskappe. Te kan lief hê soos wat U lief het. Here, help ons ook met die mense wat dit vir ons moeilik maak om lief te hê. Wat dit uitdagend maak, wat dit moeilik maak. Here, ons kom vra, skenk ons ook daar die genade. Die genade om te lief te hê soos U lief het. Here, ons wil graag bekend wees as disippels van U. So help ons hiermee. Ons wil nie 'n galmende simbool wees of 'n stuk klinkende metaal nie, Here. Ons wil nie niks wees nie. Ons wil hierdie liefde wat U in ons harte uitgestort het, deur die Gees gaan uitleef na 'n wêreld daar buite wat dit nodig het. So help ons. Wees ons genadig. Amen. Gemeente, ons gaan antwoord op hierdie gedeelte deur saam 'n lied te sing waarin ons sommer bely wat ons glo in Jesus. Ons gaan sing lied 514, kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam, daarna kan jy by die plekke inneem. Gemeente, nou kan jy, as jy die Bybel sien, reeds saam met my blaai na Romeine 5. Ons gaan daar die eerste 5 verse saam lees. Ons tema vanmôre gaan oor hoop. Ons sluit aan by die eerste Sondag van Advent, dis wat vanmôre ook is. En gewoonlik, dit is die Sondag waar ons nadink oor hoop. En ons gaan dit uit hierdie gedeelte doen, want hierdie gedeelte help ons nogal met 'n baie belangrike eienskap wat ons as gelowiges nodig het in ons lewe. En ek wil nie eintlik sê veral in vandag se tyd nie, want ek dink 'n mens kan in elke tyd sê veral in vandag se tyd. En dit is dat swaar kry gebeur, uitdagings gebeur, en dat die Here ons roep om te volhard, vas te byt, deur te druk, met deursettingsvermoë te lewe. Want dit kweek egtheid van geloof en dit bring hoop. Ek glo jy sal met my saamstem.
dat as ons net sonskyn gehad het, dan sou dit nie gewerk het nie. Want dan het ons gebly in 'n woestyn. Dit kan nie net sonskyn die hele tyd wees en die lig kan bly wees en dis al seisoen wat ons het nie. Ons het reën nodig, daar's winters nodig, daar's herfs nodig. En vandat ek in Bethlehem is, voel dit vir my asof winter tot November is. So ek sukkel 'n bietjie daarmee. Maar elke seisoen is nodig en so is dit ook in ons geestelike lewens en ons alledaagse lewens, want ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons leef in 'n wêreld waar ons aan blootgestel word aan gebrokenheid. So daar is alle verskillende seisoene wat ons in leef, nie net letterlik nie, maar figuurlik ook. Ons weet die lewe is nie net altyd maanskyn en rose nie. Ons weet dat baie keer kom daar 'n seisoen in ons eie lewe wat dit soos winter voel rondom jou. Nie net rondom jou nie, maar baie keer kom die winter en hy kom bly binne in jou, kom sit in jou hart, in jou menswees. Die lewe het die manier baie keer om jou hart koud te maak, bang te maak, te laat oorweldig voel. Ons vind so mooi woorde wat ek nou vir jou wil gee, wat 'n persoon geskryf het, Harold Weerwolf, hy het hierdie geskryf. Hy het gesê, wanneer ons in hierdie donker tye of wintertye of swaar tye beleef, skryf hy die volgende: in valleie van swaar kry, kweek sommige mense vlerke en ander soek krikke. Ek gaan dit weer lees. In valleie van swaar kry, kweek sommige mense vlerke en ander gaan soek krikke. Dan word swaar kry of winter of uitdagings kan jou of op krikke laat eindig, of dit kan vir jou vlerke gee. Met dit in gedagte, kom ons lees saam Romeine 5, vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade, waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Hier kom die kernvers. Dis egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Kom ons bid gou weer saam. Hemelse Vader, Here, met die woord so oop voor ons, wil ons net erkenning kom gee, Here, en bely dat ons glo, dat hierdie woorde is geïnspireer deur die Heilige Gees. Hierdie woorde het U vandag gestuur na ons toe, na elke individu in hierdie gemeente toe, om ook in ons harte te kom werk. Vader, ons vra dat dit waarvoor U hierdie woord uitgestuur het vanmôre, dat dit in ons harte sal kwaad gebeur. Dat U dit tot vervulling sal bring, Here, dat U, o Heilige Gees, die naprediker in ons harte sal wees. Kom bring ons tot nuwe insigte, Here, kom bring ons tot nuwe oortuigings, Here, of kom bring bemoediging of genesing of herstel of juis hoop. Asseblief, Vader. Dankie dat ons hierdie dinge van U mag vra, want ons weet, Here, U hoor en wil graag in ons lewens kom inbou. So asseblief, Vader, kom rig ons gedagtes nou na U toe. Help ons om te dink dit wat U wil hê ons moet dink. Help ons om te hoor wat U graag wil hê ons moet hoor vanmôre. So kom maak ons harte goeie grondharte, Here. As daar onkruid is, kom verwyder dit, Here, as dit van ons harte hard geword het, kom maak dit sag en kom dolwe dit om, Here. As dit vol klippe is, wat maak dat die woord nie kan diep in ons lewens ingaan nie, kom haal dit uit, sodat ons goeie grondharte kan hê, harte, Here, lewens wat ons kan lei, wat oes inbring vir U. Asseblief, Vader. Help ook vir my vanmôre as die diensknegt, as die dienaar, Here, as die prediker, om dit ook U woord so te bedien in nederigheid, Here, en tot eer van U naam en tot uitbreiding van U koninkryk. Dankie, Jesus. Amen.
So by ons suster in Romeine 5 sê dit vir ons, swaar kry, kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. So dit voel vir my half asof Paulus hier kom sê dat as daar swaar kry is, kan dit eindig in hoop. Dit is die doel wat graag die Here in ons lewens wil laat gebeur, is dat swaar kry nie die einde is nie, maar dat hoop die einde is. Dat hy ons by hoop wil bring, en daarom voel dit vir myself, hierdie Romeine 5 gedeelte is eintlik soos 'n toebroodjie. In die onderkant het ons die swaar kry, en die bokant het ons die hoop, en dan is daar tussen hierdie broodjie, is daar dinge wat ek en u moet doen, waarna ons moet kyk. En dit is volharding, en egtheid van geloof. Swaar kry na volharding, na egtheid van geloof, en dit bring hoop. En hierdie egtheid van geloof, die wat die dalk die 2020 vertalings lees, sou gesien het, dit is vertaal met betroubaarheid of betroubare karakter. Dis nogal wat daai Griekse woord kom sê, hierdie egtheid van geloof. Dis wat dit in ons lewens moet skep. So God wil hê, broer en suster, God vra van ons as sy kinders, dat ons mense sal wees wat kan volhard, mense wat kan vasbyt, mense wat kan deursettings vermoed. En mense sou ook kon sê in Engels dat ons mense sal wees wat resilient is, veerkragtigheid het wat die lewe na ons kant toe bring. Ons moet kan vasbyt. Daar's hierdie pragtige verhaal. Ek glo dalk het jy van dit al gehoor of ken jy die verhaal van hierdie man wat by 'n kokon of gekom het waar 'n skoenlapper besig is om homself los te woel uit hierdie kokon uit. En in hierdie loswoel sou dog sien hy maar die skoenlapper lyk vir hom asof hy sukkel, so hy het toe nou besluit hy skeer hierdie kokon net 'n bietjie verder oop sodat die skoenlapper makliker kan uitkom. En toe hy sien toe die skoenlapper uitkom en wil uitvlieg, toe val hy net so op die grond. En daai dag het hy geleer dat deel van die proses van die skoenlapper se vlerke om sterk te word is om te stoei met hierdie kokon sodat hy hom kan oopskeer, sodat wanneer hy op jou en oop is, sodat hy kan vlieg. En dit is nogal wat ek baie keer dink rondom swaar kry en volharding is hierdie stoei gedeelte, sodat ons vlerke kan kry en nie gaan soek vir krikke nie. En ek wil dit graag vanmôre, broer en suster, kom aanbied vir u na nog 'n verhaal in die Bybel. En dit is in Lukas 1 en spesifiek wil ek dit koppel vanmôre aan 'n geboorteverhaal van Jesus. En in Lukas 2. Juis omdat ons nou in hierdie tyd in Kerstyd in beweeg met 'n afwagting van die koms van Jesus wat ons saam weer gaan herdenk op Kersdag. En dis die verhaal van die profetes Anna. Nou ons moet vir mekaar net herinner vanmôre dat die geboorteverhale van Jesus was in 'n tyd wanneer nie 'n kalm see was nie. Dit was in 'n tyd van swaar kry, daar was onderdrukking, daar was onsekerheid, daar was hierdie gewag dat die Here ergens gaan intree in hierdie swaar kry wat die Jode in daardie tyd beleef het. 400 jaar was die Here stil. En hulle wag vir hierdie Messias en dis in daardie swaar kry tyd wat Jesus toe nou kom. En as mense selfs die verhale gaan lees van Josef en Maria, dan is dit ook nie maklike verhale. Selfs toe die engel by Maria opgedaag het, was sy nog 'n jong tienerdogter. Moes sy hierdie nuus aan Josef vertel en Josef wou skelm die verloving verbreek want hy was te bang of te skaam oor dit wat dan nou kan verder hieruit kan gebeur. Maar op die ou einde het die Here ook aan hom verskyn en hulle by mekaar. En toe sy hoog swanger is, toe moet hulle Bethlehem toe gaan vir 'n volkstelling. Daar kry sy nie blyplek nie, daar moet hulle in die stal gaan bly. Dit was in 'n tyd waar daar politieke spanning was. Nadat Jesus gebore was die swaar kry of die moeilike en die uitdagings nog nie verby nie. Wat moes toe wil Herodes Jesus alle kinders, alle seentjies het hy toe wou hy doodmaak en hulle moes vlug Egipte toe. So in hierdie swaar kry tyd gebeur hierdie volharding van Maria en van Josef. Nou wil hulle vas in die hoop wat daar is in Christus Jesus.
En dan kom hierdie verhaal hier in Lukas 2, dis 3 verse, broer en suster. En mens kan nie dink dat daar soveel kan gesê word in hierdie 3 verse in Lukas 2 vers 36 tot 38 nie. Ek gaan dit vinnig vir julle lees. Ek het dit nou nie deurgestuur vir die mense vir die bord nie. Vers 36. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Phanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. En juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat die verlossing van Jerusalem gesien het. Lukas 2 vers 36 tot 38, 3 verse. En ek wil graag hê, broer en suster, ek wil hierdie konsep wat Romeine vir ons kom bied het, in hierdie storie kom inbou, sodat u dit kan sien. Die konsep van swaar kry, kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof bring hoop. As mens gaan kyk na Anna se lewe, dan was dit, sy het swaar kry geken. Wat eintlik mooi is, haar naam Anna of Hanna beteken genade, beteken guns, vanuit die verhaal met Samuel, reg toe Hanna gebid het vir, daardie Hanna gebid het vir 'n seun, vir 'n kind. So haar naam beteken guns, maar sy het meer gebrokenheid geken, maar God se genade het haar gedra. Sy is jong getroud, soos hulle in daardie tyd getroud was, en sy was 7 jaar getroud toe haar man oorlede. Daarna leef sy as 'n weduwee, en in daardie tyd was 'n weduwee baie blootgestel, daarom was daar duidelike opdragte in die godsdienstwette van die Jode, dat daarna weduwees moet omgesien word, want skielik was hulle onseker, ekonomiese onsekerheid, hulle was sosiaal kwesbaar, hulle was alleen, hulle was eensaam. En sy was aan al hierdie dinge blootgestel. En sy het, sou mense in terme kon sê, sy het rede gehad om bitter te wees, sy het rede gehad om kwaad te wees, sy het rede gehad om op te gee. Maar sy het nie. Haar swaar kry het sy volhard. In plaas daarvan om weg te beweeg na God toe, het sy naam toe gegaan. Sy het nie van die tempel af weggebly nie, en 'n dag en nag God gedien deur te vas en te bid. En broer en suster, u wat swaar kry ken, weet dis baie keer maklik om kwaad te wees vir die Here dalk. Maar hier hoor ons in Anna se verhaal dat ek nie weg sal beweeg van God af nie, maar dat ek na hom toe sal kom, dat ek sal bly volhard, dat ek nie sal opgee nie. Dag na dag, jaar na jaar, het sy aanhou bid, het sy met haar getuienis geleef van volharding, het sy bly tempel toe kom. Sy was as jong dogter getroud, so vir 64 jaar plus minus kom en sê, het sy volhard in gebed. Dekades van wag het haar nie afgebreek nie, dit het haar gevorm. So in een van my vorige gemeentes, is ek eendag by 'n tannie, rondom haar kleinseun. Sy was eintlik nie in ons gemeente nie. En nadat ons saam gebid het, sê sy, Dominee, ek wil vir jou graag 'n storie vertel van my seun se lewe. En hoekom ek glo dat God gebed beantwoord. En hierdie tannie vertel vir my, ek het 25 jaar vir hom gebid. En ek dink by myself, en selfs in my voorbereiding, toe ek nou weer na die verhaal herinner word, dink ek sukkel baie keer om 'n week te bid, of om 'n maand te bid, of om 'n jaar te bid. En hier sê hierdie tannie vir my, 25 jaar het sy vir haar seun gebid, dat hy die Here sal kies, en dat hy die Here sal volg. En die Here het my uiteindelik beantwoord.
En as ons na hierdie vrou se verhaal kyk, wat sy so 'n behoefte en 'n afwagting gehad het in die Jesus, die hoop vir hierdie wêreld om te kom, het sy in 64 jaar het sy in afwagting bly volhard in gebed, bly soek, bly kom na die tempel toe gevas en gebid. En dit het haar gevorm, broer en suster, en dis waar die swaar kry na volharding en die volharding na karakter toe kom. Sy het hierdie diep, egte, wil ek vanmôre kom sê, gelouterde geloof gehad. Nie geloof omdat alles goed gaan nie, want ek en u weet, om te glo as alles goed gaan is baie makliker, maar wanneer my geloof uitgedaag word, wanneer ek bid en ek ontvang nie, of wanneer ek 'n diep behoefte het wat ek die Here moet 'n deurbraak gee, of 'n uitkoms gee, of 'n genesing bied, of herstel bied, of 'n werk bied, maak nie saak, wat is hierdie uitdaging nie, en dit gebeur nie, dis dan wanneer my geloof uitgedaag word, en wat glo ek? Sy het hierdie geloof gehad, wat verdieping gekry het, juis in hierdie tyd van haar swaar kry. Sy swaar kry het sy gehad, sy het volhard in gebed na die Here toe gekom, en toe die Here vir haar egtheid van geloof gebring, vir haar groei in haar karakter. En toe gebeur dit. Op 'n gewone dag kom Maria en Josef met Jesus tempel toe. Na 'n leeftyd van vasbyt, kry sy te doen, ontmoet sy die een wat hoop is self. Mijn suster, en daar is ons hoop geleë is, en Jesus Christus wat gekom het, wat kom leef het, wat gesterf het, en opgestaan het, en opgevaar het. Sy ontmoet hom, een aan wie sy in geloof vasgehou het vir die Messias, hou sy nou in haar arms vas. En wat is die direkte gebeurte daarna? Toe sê, lees die gedeelte vir ons en sê, toe het sy uitgejubel en sy het vir die mense gaan vertel. Die hoop beskaam nie. Haar lente of haar somer het aangebreek, so word Anna hierdie lewende illustrasie van Romeine 5. Swaar kry, volharding, egtheid van geloof en hoop. En sou ek nou vanmôre ook aan verder gevat het, juis uit haar verhaal uit, en toe gebeur die getuienis. Toe getuig sy van die hoop wat sy het in Christus Jesus. God het haar nie vergeet nie. En broer en suster, ek dink is nodig dat ons dit soms hardop vir myself ook sê, dat God het my nie vergeet nie. En baie keer is dit nodig dat ons dit na mekaar te sê en sê, God het jou nie vergeet nie. Maar voel dit asof hy nie hoor nie. Of voel dit asof die deur nie oop gaan nie. Of voel dit asof dit waardeur jy nou gaan te veel is, die uitdaging, die teleurstelling, die mislukking, die seer, die hartseer, die verlies, hoe dit ook al sê. God het ons nie vergeet nie, God het jou nie vergeet nie, God het haar nie vergeet nie. Broer en suster, ons is almal bekend met die uitdrukking wat ons baie keer vir mekaar sê, is dat goeie seemanne word nie gevorm op 'n kalm see nie. Dis nie waar hulle ekskuus vir die Engels, hulle skills leer nie. Daar is sekere dinge wat jy kan leer op 'n kalm see, maar daar's ander dinge wat jy leer op 'n stormagtige see. So is dit ook in die lewe. Ons weet dit is waar van ons mensweek. Ons word nie net gevorm deur 'n kalm lewe waar alles regloop nie, maar ook in die swaar kry, maar ook in die uitdagings wanneer ons leer om te volhard, leer om te vertrou, leer om te wag, leer om te luister, leer om te soek. Leer om te onthou dat God beloof dat hy my liefhet, dat hy sê dat hy my liefhet, dat ek vir hom kosbaar is, dat ek sal onthou en kies om te glo dat hy elke tree saam met my daar is, dat ek nie alleen is nie, al voel ek verlaat, hy is daar. En dat maak nie saak wat gebeur in my omstandighede nie, dat God die een is wat enigiets kan doen. Hy is almagtig. Dis waar hy ons geloof na toe wil rig. Broer en suster, ons weet God bestaan in goeie tye. Ons glo dit, maar ons bestaan net so sterk ook in taai tye wanneer die geloof bietjie geskit word.
Wanneer jy goeie dinge doen, maar die slegte kom na jou toe terug. Wanneer jy hard werk, maar niemand sien dit raak nie. Wanneer jy bid, maar dit voel God antwoord nie. Dis daardie tyd wat diep delftye is, waar groeitye is, waar volharding nodig is, sodat my geloof tot egtheid gebring kan word. Dis eintlik nogal wat Jakobus 1 vers 2 kom sê. Vind vreugde in jou beproewinge, want dit is waar jy gelei word tot geestelike volwassenheid, as jy tot die end toe volhard. Het vra volharding om te bly glo, om vas te byt. So maak die beste van hierdie situasies, byt vas, gee nie op nie. God staan ons in ons swakheid by, God was by Anna in haar swakheid, God is by my en u. So broer en suster, as ek weer mag terugkom na die eerste beeld van die persoon wat ek aangehaal het, kom sê dat in die valleie van swaar kry, kweek sommige van ons vlerke, en ons ander gaan soek krikke, dat die Here ons sal help met vlerke. Nie uit onsself uit nie. Dit glo ek in u, dit bely ek in u, dat uit myself uit kan ek nie, maar met God in my hart en in my lewe kan ek. Daarom beloof hy in Filippense 2 vers 13 as hy sê, dis ek wat jou bekwaam en gewillig om my wil te doen. Daarom kom sê Paulus en bely hy in 2 Korintiërs 12, dat wanneer ek swak is God sterk. My suster, in ons gemeenskap, in ons land, in ons wêreld, ons het gelowiges nodig wat volhard, wat bly hoop, wat met vlerke leef. Ons het mense nodig rondom ons, by ons, in ons vriendekringe, in ons gemeentes, in ons gemeenskappe, in ons land, wat sê, maar ons gaan nie moed opgee nie. Ons gaan bly volhard. Want te maklik gee mens deesdae moed op. En ek sien dit baie keer in my eie lewe ook. Het is te maklik om net te sê, omstandighede gaan altyd sleg wees, dinge sal nooit verander nie. So maklik om baie keer deesdae vir my om op te gee op huwelike, of op vriendskappe, of op verhoudinge. Ekskuus, ek glimlag, is nou my volgende sinnetjie wat ek hier lees. Sê is, gee te min op oefen, en minder eet. Ja, ek gaan dit nie reg kry nie. Ek gee te vinnig op, wanneer ek nie reg kry om 'n swak gewoonte te los nie. Ek kry dit nie reg nie, ek het alweer vandag gefaal, ek het gister gefaal, ek het môre, ek gaan maar net ophou probeer. Ons gee te maklik op 'n droom, ons gee te maklik op om vir die Here te sê, Here, hier is ek, gebruik my, en hy gebruik my, of ek faal, of ek doen verkeerd, of ek sê verkeerd. Ons gee te vinnig moed op my roeping, wanneer ek voel, Here het my sekere ding geroep, of vir my op die hart gedruk, my na toe gelei, en ek voel dit werk nie. Want hierdie goeders vra werk, dit vra swaar kry, dit vra vasbyt, dit vra deursettingsvermoë. Dit vra aanhou, dit vra opdaag. Ek wil vir 'n gedig lees van Koos van der Merwe, hy is deel van die sanggroep Prophet. Hy is tans predikant aan George by gemeente Eden. Hoor gou hierdie gedig. Almal wil stilte hê, maar niemand wil ophou raas nie. Almal wil geken wees, maar niemand wil oopmaak nie. Almal wil ergens kom, maar niemand wil weggaan nie. Almal wil die berg op, maar niemand wil klim nie. Almal wil slim wees, maar niemand wil geleer word nie. Almal wil verstaan, maar niemand wil luister nie. Almal wil maar word, maar niemand wil minder eet nie. Almal wil hê, maar niemand wil betaal nie. Almal wil ophou moeg wees, maar niemand wil tot stilstand kom nie. Almal wil sien, maar niemand wil kyk nie. Almal wil vrede hê, maar niemand wil ophou bekommer nie. Almal wil hemel toe gaan, maar niemand nou al nie. En wil ek kom bysit met vanmôre se tema, almal wil hoop hê, maar niemand wil volhard nie. Almal wil hoop hê, maar niemand wil swaar kry nie. Broer en suster, volharding, swaar kry is deel van ons lewe, daarom is volharding so nodig
En bring volharding, bring betroubaarheid, bring egtheid van my geloof, bring my groei in my geloof, volharding, bring hoop, en dis waarna toe God ons wil lei, ook en veral as ons hierdie Kerstyd binne gaan. Want ons verwag, ons sing oor die Here wat vir ons die hoop van hierdie wêreld is, die hoop van die nasies, Jesus Christus ons Here. Dis wat uit ons uit moet straal. Daarom kom sê Petrus in 1 Petrus 3:15 dat ons moet getuig van die hoop wat binne ons is. En mag die Here ons hiermee help. Mag hy ons help om te vertrou, mag hy ons help om te glo, mag hy ons help wanneer ons swaar kry, en die swaar kry hou langer aan as wat ons gedink het, of dit raak vir ons te swaar of te moeilik, dat die Here ons sal bystaan. Mag die Here ons help, broer en suster, om mense te wees wat weer probeer, wat opstaan as ons val, wat regmaak waar ons verbrou het, en weer bou waar dinge verbrokkel het. Mag die Here ons help, dat ons swaar kry, eindig in hoop, dat ons swaar kry, vlerke kry, in plaas van krikke word. Amen. Kom ons bid saam. Here, U ken ons elkeen vanmôre hier. Daar's nie een van ons hier wie se lewe vir U weggesteek is nie. U was daar nog voordat ons gevorm is, Here. U ken elkeen, U ken hulle verhale van baba tot nou. U ken elke uitdaging, elke val en opstaan, U ken elke vreugde en blydskap, U ken alles, Here, wat ons bly maak, ons gelukkig maak, vir ons die lewe die moeite werd maak. Here, U weet ook dit wat kom steel, vreugde steel, vrede steel, hoop steel, ons geloof laat wankel, en ek kom vra vir U genade. Here, kom skenk ons die genade dat ons swaar kry, of ons nou swaar kry, of gaan swaar kry, dat dit sal uitloop op hoop, dat dit ons geloof sal versterk, dat dit ons, Here, dat dit ons sal kom vervul, met die bewustheid van U nabyheid, binne in ons, asseblief Vader, kom vervul ons geloof, kom versterk ons geloof, Here. Ons het U nodig, help ons baie keer as ons klein geloof het, want dit sluip in, Here, vergewe ons soms as ons twyfel. Here, maar ons soek en ons vra en ons klop, mag U op die regte tyd vir elkeen wat soek laat vind, en elkeen wat vra laat kry, en elkeen wat klop, dat U vir hulle sal oopmaak. Dankie, Jesus. In genade vra ons dit. Amen. Gemeente, ek wil sommer net weer eens vir U sê, dankie vir die voorreg dat ek vanmôre saam met U kon wees en die woord kon bedien hier. Mag die Here regtig U as gemeente verder lei, en mag U 'n wonderlike Kersseisoen en Kerstyd hê. Mag U elke dag gereeld met ons Hemelse Vader, deur die Heilige Gees te doen hê. En mag die koms van Jesus U in U harte kom vul met blydskap, met vrede, met liefde, met hoop. En mag U met dit leef. Kom ons staan, dan sluit ons af met 'n loflied waar ons sommer maar net die Here gaan groot maak vanmôre. O Heer my God, kom ons staan, dan sing ons dit saam.
ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees u elke dag dra.